O Here, dit is regtig die begeerte van ons hart, dat U wonderlike, soet, Heilige Gees, ons trooster, ons leermeester, dat U, o God, by ons, naby ons sal wees, en mag ons dit sommer tasbaar voel, dat U vandag saam met ons is, en dat U verheerlik word in Jesus naam. Amen. Baie dankie, liewe vriende, u kan die sitplek neem, vir Lindy en die span, baie dankie al ons jong mense wat saam met Rassie gaan, julle is nou welkom om agtertoe te gaan, julle koffie te kry, en heerlik saam te kuier. Sorry dat ons nie die waier vir julle kon regkry nie, maar ons sal dit in die week fix. Dis vir my 'n wonderlike groot voorreg om vandag hier voor u te staan. Ek weet daar's baie ander mense wat saam met my verjaar en baie geluk aan julle almal, maar ek is nou op die stage, so ek kan nou ietsie sê, né? Baie dankie. Ek voel omtrent oorweldig deur al die boodskappe en oproepe en SMS'e en WhatsApp en elkeen wat vir my 'n koek op WhatsApp gestuur het. Dankie hoor. Prentjie, maar ek het dan vanoggend 'n regte koek gekry. Vir die wat wonder, ek weet ek lyk al bietjie baie grondpad gery en al daai goetertjies, maar dis my laaste jaar in die 50's. Ja, so ek is baie dankbaar vir 59 ander hoofstukke en ek gaan dit vier en tot 22 Januarie volgende jaar is ek nog in my 50's. Ja, ek sal die lyf aanpas, maar dit gebeur met tyd. Baie dankie. Dis 'n wonderlike voorreg om terug te kyk en net te dink aan God se groot genade wat ons gedra het tot hier. Dat hy vir my goed is en dat ek so bevoorreg is om deel van so 'n pragtige kudde te wees. Dis Visie Sondag en dit beteken net ons kyk 'n bietjie vooruit met groot verwagting, ons droom oor die gemeente en oor die pad vorentoe en vandag gaan ons, en Rassie het dit weggegee, ek wou dit 'n geheim gehou het, dat die woord groei is. Maar hy het die geheime uitgelaat. Dankie vir Rita en vir iets van alles wat dit so mooi gemaak het, dat dit in jou hart en in jou kop vasgebrand gaan wees, die woord groei. Jy gaan dalk niks niets hoor vandag nie, of dalk gaan jy. Ek hoop so. My gebed is dat jy regtig jou hart sal oopmaak vir God se Gees om met jou te praat as ons oor groei praat. Nou, ek wil afskop met 'n stelling vandag oor my groeivisie boodskap en dis nou nie kernfisika nie, ek gaan dit vir jou reguit en eenvoudig gee. Hier kom dit. Dit gaan nie groei as dit nie geplant is nie. Ek gaan dit gou in Afrikaans ook sê. Niks gaan groei as dit nie geplant is nie. En nou in 'n taal wat die meeste van ons verstaan. Jy gaan nie groei as jy nie geplant is. Niks gaan groei as dit nie geplant is. Die laaste 2 Sondae, ek noem dit my eintlik my nuwejaarsreeks. Eerste Sondag het ons gepraat oor waaroor het ons gepraat? Om mense te dien. Dat 'n lewe wat God wys beteken ek dien ander mense. En Jesus het vir ons die voorbeeld gegee. Verlede Sondag het ons gepraat oor die heiligheid van wie God is en dat ja, ons almal glo in God, maar kan ander mense sien hy is die een wat ons in glo. Wys ons lewe dit dat ons lief is vir God en dat ons hom dien en dat ons wil groei en dat ons geplant is. Nou vandag gaan ons lees uit Psalm 92. Psalm 92, sê dit gou vir jouself net, Psalm 92, en gaan lees hom vanmiddag, dis 'n pragtige psalm. En wat hierdie psalm so besonders maak, dis 'n uitstekende keuse, al moet ek dit nou self sê, vir Visie Sondag. Want dit praat so baie oor, dit sê eintlik vir my alles oor groei. Psalm 92, hy sê net mooi nie, maar hy's rigtinggewend. Psalm 92. En wat hom nog uniek maak, as jy Psalm 92 gaan lees, watter vertaling miskien ook al, dan gaan daar staan, dis 'n Sabbatslied. Die enigste Psalm waar daarby staan, dis 'n lied vir die Sabbat, Psalm 92. En wat die Psalm verder uniek maak, hy begin met 'n wonderlike aanbidding, jy gaan dit nou hoor, aanbidding en lof tot God, en dan het hy 2 groepe wat hy bespreek. Die eerste groep is die goddeloses, hulle wat vinnig en oppervlakkig groei,
En soos die gras daar in ons streek nou al lyk, dis dorren dood, want die son het op dit geskyn, en daar's niks oor, oppervlakkig, die goddeloses. En dan die ander een, hy praat met die regverdiges, hulle groei stadig en diep en volhoubaar, soos bome wat wortels skiet. Ok, ons gaan hom lees. Jy's vinnig vanoggend, wat is jou naam nie, François? Psalm 92 vers 1 tot 16. Vriende, kan ek jy vanoggend nooi om Psalm 92 saam met my te lees, asof jy dit vir die heel eerste keer in jou lewe sien? Kry bietjie daardie ervaring. Hier kom hy. Ek gaan partykeer kommentare gee tussenin. Dis 'n psalm, dis 'n lied vir die Sabbatdag. Miskien moet ons hom sing. Dis goed om die Here te loof. Dis 'n lied. Nee, maar ek sal nie sing nie. Dis goed om die Here te loof, om die naam te besing, Allerhoogste. Sien jy waar die aanbidding inkom? Om elke môre van die liefde te getuig en elke aand van die trou, om dit te doen saam met Lindy en die band, met snaarinstrumente, met harp, met lier en met die pragtige viool. U groot dade, Here, het my baie bly gemaak. Ek wil juig oor wat U gedoen het. Hoe groot is U werke, o Here, baie diep is U gedagtes. Dis mooi, né? As jy weer 'n bietjie aanbidding soek in jou stilte tyd, gaan vat Psalm 92. Maar dan begin hy praat met die goddeloses. Ek hou van hierdie, want hier's 'n paar sinne wat ek graag gebruik. Hy sê, wie dit nie besef nie, wie nie besef hoe groot en wonderlik ons God is en dat hy alles is nie. Hulle is dom mense. Hulle wat dit nie insien nie. Hulle is sonder verstand. Al is die goddelose voorspoedig, al floreer almal wat onreg doen, hulle sal vergoed uitgewis word, want U regeer vir ewighede en dit staan vas. U vyande sal uitgedelg word, Here. Almal wat onreg doen, sal vernietig word. En dan skryf hy hierdie Sabbatlied oor die kinders van die Here, dan sê hy, maar vir my gee U krag soos die van 'n buffel. Jy moet gou mooi asemhaal. Die Here, die psalme skryf nie daar dat jy kry krag soos 'n jagluiperd, dat jy baie vinnig kan hardloop nie. Nee, jy kry krag soos 'n buffel, sodat jy standvastig, onstuitbaar, blywende krag kan hê. U laat my 'n oorwinningsfees vier. En die regverdiges sal sterk wees, soos palmbome, soos hoë seders op die Libanon. En dan moet jy nou mooi hoor, my kernvers en kerngedagte kom by die volgende gedeelte in. Geplant in die huis van die Here, sal hulle groei in die voorhowe van ons God. Daar's 'n ander vertaling wat sê, geplant in die huis van die Here, sal hulle blom in die tempel van die Here. Is mooi, né? Geplant in die huis van die Here sal hulle blom. 'n Ander vertaling sê, en ek het hom daar, hulle vind, hoor gou hier, onthou dis die eerste keer wat jy dit ooit lees, hulle vind hulle krag in die huis van die Here en groei op in die tempel van ons God. En dan blom hulle. Kom ons gaan verder. Selfs in hulle ouderdom, happy birthday to me, sal hulle nog steeds toeneem in krag en hulle sal fris en lewenskragtig wees. En so sal blyk dat die Here regverdig is, dat by hom is daar geen onreg nie. Hy is my rots. Wat 'n pragtige Sabbatslied. Gaan lees hom weer en weer, sommer 10 keer vanmiddag, Psalm 92. Geplant om te groei, geplant om te blom. Groei is nie toevallig nie. Groei is nie toevallig nie. Mense wat blom in God se koninkryk is mense wat kies om geplant te wees. Dis waar ek wil wees, en hulle groei, want groei gebeur mos nou waar ons wortels skiet. En hierdie Psalm kom vanoggend, Psalm 92. En hy vra eintlik aan ons elkeen die vraag, waar is jy geplant? En hy vra nie hoe gereeld kom jy kerk toe nie, dit help regtig baie, maar dit vra of jy geplant is. Is daar al wortels by jou? Is jy verbind tot hierdie heilige, allerhoogste God? Wil jy jou lewe vir hom gee? Leef jy daardie lewe? En of spandeer jy tyd wat jy dink, soos die Psalm hier geskryf het, dat jy sonder God gaan regkom? Dis bietjie dom. Is jy oop vir snoei en is jy oop vir vorming? Is jy oop vir groei? Nou, wanneer ek voorberei,
Daar in my kantoor, ek het 'n mooi uitsig, ek sien die berge, so die kreatiwiteit in my linkerbrein skiet nogal baie keer baie hoog. En ek kan aan vreeslike goeters dink wat ek gaan inwerk, dat hierdie preek nou mooi moet land. Dat hy nou moet wortel skiet in jou hart. Dankie Mariaan vir daai mooi SMS. En dan kry ek baie keer baie idees. En jy moet eintlik vir die Here dankie sê dat baie van daai idees haal nooit die preekstoel nie, want daar's weird gedagtes. Maar ek het so begeerte in my hart, Harmonie Gemeente besoeker, elkeen wat vandag saam met ons kuier, dat vandag se woord oor groei en om geplant te wees in die Here, dat dit op jou hart val, dat dit wortel skiet, dat jy nie net hoor wat ek sê nie, maar dat jy dit regtig sal voel wat die Gees van die Here vir jou wil sê. So kom ons bly nog net so 'n bietjie by die teorie. Die 14de versie sê, hulle is geplant in die huis van die Here en daar blom hulle, daar groei hulle. Nou in die Ou Testament, as jy nou sou lees oor die huis van die Here, dan is dit nou baie ruimtelik voorgestel. God is verteenwoordig in 'n ruimte, so dit kon nou die tempel gewees het of die tabernakel, dis die huis van die Here. Maar in die Nuwe Testament dan skuif alles. Daar in 1 Korintiërs 3 vers 16 sê, julle, ons is nou die tempel van God. Petrus skryf, hy sê, ons is lewende boustene. En ons weet mos, ons is die kerk. Die liggaam van God is die kerk. So, lewende stene, huis van die Here, ja, julle kan agterkom, ek praat met julle, né? Huis van die Here, kinders van die Here, liggaam van die Here. As ons Sondag vir Sondag by mekaar kom, word hierdie huis, waar ons by mekaar kom, word ook 'n plek van herstel en van barmhartigheid. Dis waar gebrokenis kan aankom, waar genade gevind word, waar genesing gebeur. 'n Plek waar ons kom en ons sê, ja, ons koop in, ons geplant wees en ons dra mekaar se laste. En so in die huis van die Here, met sy lewende stene, in die kerk van God, gebeur daar groei. So lyk God se wêreld. Want dan sien mense, ons vergewe mekaar, ons is lief vir mekaar, ons dra mekaar se laste, en Jesus, die groot koning van die heelal, word gesien en deur ander mense beleef. Nou as ons vanoggend bietjie oor visie praat en oor die toekoms praat, is dit vir my altyd ook goed om net so bietjie terug te kyk. Ek wil 'n stelling maak deur te sê, dis maklik om geplant te wees wanneer iets begin. Daar's mos nou so wonderlike energie aan iets nuuts wat begin. My arme vriend, nee, my vriend, hy is nie so arm nie, maar ek het 'n vriend wat in bediening is in die platteland. En elke week as 'n ander kerk geplant word en hulle begin met 'n ander gemeente, dan hardloop almal na die nuwe gemeente toe. Want daar's excitement in begin. Dit is nou maar net so. Begin is baie lekker. Ek sien dit in Durbanville. Jo, ons is darem maar bevoorreg. In ons omgewing waar ons bly hier in die noordelike voorstede, dan is daar gereeld, miskien is julle ook op so 'n WhatsApp groepie, daar word nuwe tuine uitgelê. Ons gaan begin met 'n tuin op die hoek van daai straat en daai straat. En almal kan kom en dan is almal daar en die excitement van 'n begin maak almal opgewonde. Daar's nie gepraat van volhoubaarheid en hoe gaan ons nou, die spanne is gereed, die grond is voorberei en as jy weer sien, staan daar 'n klomp plantjies wat lyk so soldate wat aangetree is, want die tuinuitleiers is nou daar. En agter is die groot struike en dan daar mooi pronk, die mooi blomme daar agter en almal is baie opgewonde want die energie van 'n begin spoor mense aan. Ek kan dit onthou, 2015 toe die gemeente ook begin het. Daar's 'n wonderlike energie gewees. En terwyl ek opgewonde raak in my kantoor, toe ek dink aan 2015, want daar's spesifieke momente wat ek regtig kan onthou. Toe tref dit my nou, want dis ook mos nou my verjaarsdagweek, dat almal van ons, elkeen van ons wat hier sit, van jou af tot daar heel agter en daarbo, is nou al 10 jaar ouer. Ek kan dit nou nog verder vat, net om te verduidelik, dit is die skool. So die wat nou 80 is, was 70. Die wat 30 is, was 20. Die wat 10 was, het net ingeloer. Julle het dit nou. Ons is almal 10 jaar jonger gewees. Okay, die teendeel is ons nou almal 10 jaar ouer. Maar die energie van 'n begin, ons kan nou nog 'n groter ding vir die Here doen.
Ons het soveel jare van ondervinding, ons het mekaar geleer ken. Die begin maak dat daar 'n energie is by mense, en ek gaan dit vir jou so verduidelik. Dink maar aan 'n huwelik. Niemand praat oor volharding daar in die begin van die huwelik nie. Ek trou al jare lank mense, en ek het nog nooit gehoor van 'n paartjie wat op honeymoon was en dan terugkom en dan sê, ek dink nie hierdie gaan werk nie, hy verstaan nie my emosionele behoefte nie. Dit gebeur nie in die begin nie. Begin is net lekker. Dis net excitement. Dit werk definitief in die begin. Dis honeymoon. En dan sit nog 'n eiland daarby for crying out loud. Dis lekker, die begin is lekker. Die energie van begin spoor mense aan, en daar's 'n energie wat regtig net wonderlik is. Niemand kom aan die begin van 'n nuwe jaar. As daar iemand is, moet jy asseblief ophardloop en net vir my sê, met hierdie gedagte, hierdie is die jaar wat ek minder gaan Bybel lees. Hierdie jaar gaan ek 'n bietjie minder kerk toe. Jy moet nie nou hardloop nie, maar hierdie jaar beplan ek verseker om minder intimiteit met God te hê. Of hierdie jaar gaan ek seker maak dat my kinders maar bietjie hardloop mis. Sondag gaan ons vir hulle pret gee. Of hierdie jaar gaan ek sorg dat die tieners nie by Paulslag. Niemand sê dit nie, want dis Januarie. En Januarie is ook 'n begin. Dis 'n begin, daar's 'n excitement. Ek wil anders kyk na die jaar, ek wil anders kyk na my lewe. 2026, by wyse van Spreuke kan ons nou sê, is ook nog in sy honeymoon fase. Ja, Rassie het gesê, hy is al amper verby, dit voel so. Maar wat ek wel in die lewe geleer het, is dat mense se toewyding en mense se commitment is baie soos daai eilandvakansie. Dit is maklik om hom te besoek en in die begin te ervaar, maar ek wil nie sommer daar bly nie. Ek wil daar bly, maar kan nie. Baie mense sukkel met commitment en deurvat en toewyding. Ons kuier graag daar en dan beweeg ons aan. Maar dis wat die woord vandag vir ons sê, Psalm 92. Hy sê, die groeikrag in my lewe, dat ek meer soos God word, dat ek groei in sy heerlikheid, en dit wat hy vir my lewe wil hê, dit gebeur wanneer ek geplant is. So sê Psalm 92, en waarin is ek geplant? Hulle vind hulle krag in die huis van die Here. Ons is die huis, ons is die tempel van God, ons is die liggaam van God, en daar groei hulle op, daar blom hulle. Eenvoudig, die plek waar jy geplant is, maak regtig saak. Psalmdigter sê, die huis van die Here, die tempel van God, en natuurlik is dit soos hierdie lied wat ons nou net gesing het, die teenwoordigheid van God. Oral waar ek en jy beweeg as liggaam van God, waar die teenwoordigheid van God saam met ons beweeg, is die huis van die God, is sy liggaam. En dis die plek vir opgroei en sterker word en groei en blom. Kom ek stel dit so. Elke ding op aarde het tog 'n plek waar hy tot sy reg kom. God het nie die vis gemaak nie. Is jy saam met my, visie? God het nie die vis gemaak en daar lê en spartel en dan het God gesê, o jenetjie tog, ons sal vir hom 'n plek moet kry waar hy gemaklik is en laat daar water wees. Nee, jy weet dit nie so gebeur nie. God het die water geskep. En toe die vis kom, het hy 'n plek om in te wees en te bly. En ons almal weet wat gaan met 'n vis gebeur as jy hom uit die water uithaal. Hy word vis en chips. As jy 'n vis uit die water haal, gaan hy dood. As jy 'n boom uit die grond uittrek, kan ek jou verseker, die boom gaan met tyd, gaan hy vrek, want hy het die grond nodig, hy het nodig om sy wortels daar te skiet. En miskien in vandag se dae kan ek sê, 'n selfoon, hy kan so goed lyk soos wat hy wil en die beste foon op aarde wees, dis 'n Apple. Maar sonder sein of sonder krag is hy net funksioneel dood. Nou, ek het vanoggend vir julle gesê, miskien gaan jy niks leer nie. Niks van hierdie is nuus nie. Dis ononderhandelbaar. Dit gaan gebeur. As jy die vis gaan uithaal en jy gaan hom los, gaan hy dood. As jy die boom gaan uithaal en hom los in die son, gaan hy vrek. Dit gaan gebeur, dis feite, straightforward, dis 100% waar. Maar kom ek sê vir jou nog 'n ding, daar's nog 'n onbetwisbare feit. Haal jouself uit die teenwoordigheid van hierdie heilige God. Verwyder jouself van die liggaam van God. Kies een kant te wees en afstand te skep en dryf weg van God.
bly ongeplant en sien hoe jou vrede kwyn. Sien hoe jou vreugde verdwyn. Sien hoe jou sielerus gaan krimp. Jou groei gaan stop. Ek en jy kan nie sonder die teenwoordigheid van God. Ek en jy kan nie sonder hom nie. Ons het daardie tyd nodig saam met hom. Ek en jy het nodig om in sy teenwoordigheid te wees, om daar te leef, om daar te bly, om geplant te wees in sy teenwoordigheid. Dit moet vir my die belangrikste ding op aarde wees. Dis net in God se teenwoordigheid waar die kerk, waar ek en jy, waar die huis van die Here, waar die tempels van God, waar die lewende stene sal leef en groei. Jy kan alles verloor, maar jy kan nie sy teenwoordigheid verloor nie. Ek en jy moet geplant wees. Ons moet die begeerte hê om geplant te wees in God se teenwoordigheid. En dan moet ons wortels skiet daar, want dis waar ons gaan groei. En dis al wat saak maak. Maar hier's die groot ding. En dis eintlik 'n baie groot rooi lig. Weet jy wat doen die vyand? Hy is mos nou die vader van die leuns. Hy jok vir ons. Hy lieg vir ons. Eintlik van die begin af. Hy wil altyd probeer oortuig daar's iets anders. Daar's iets beters. Hy het dit van die begin af met Adam en Eva gedoen. Ek weet hier is nou nice. Die tuin is nou baie nice en al die vrugte en die bome en die diertjies is mooi. Maar as jy van daai boom gaan eet, dan is daar iets heel anders. Hy sal jou probeer oortuig dat jy op 'n ander plek met ander goeders gaan floreer, met ander belangstellings gaan jy blom. Dis nie net sy teenwoordigheid nie, dis nie net in sy huisie, dis nie net in sy tempel nie, dis nie net in sy liggaam nie. Voor jy jou kon kry, vind jy jouself op 'n plek wat jy glo. Ja, die Here se teenwoordigheid is great, maar ek moet nou hard werk want ek het daai bevordering nodig. Die Here se teenwoordigheid is great, maar dit sit nie my huis hier op die tafel nie. Die Here se teenwoordigheid is great, maar ek het ook 'n lewe. Ek het ook behoeftes, ek het begeertes. En dit is so vreemd dat juist die plek waar ons kan groei in die Here en sterker word, is dit baie keer juist die plek wat ons moeite doen om van weg te kom. Ek maak slim en sterk planne en sinvolle planne dat ek minder hiervan kan kry, minder van die teenwoordigheid van God kan kry, minder van saamwees kan kry. Dis vir my baie vreemd. Ek noem dit die meer-min effek. Is jy saam met my? 'n Meer-min, almal het al ergens. Nee, wag 'n bietjie. Wag vir jou cue. Almal het tog al ergens van Ariel gehoor, né? Somewhere out there, wish I could be part of that world. Dan met gizmos en gadgets en alle goeders. En ek kan nie met die vinne leef nie as ek net bene gehad. As ek net daardie nuwe kar het, as ek net daardie nuwe werk het, as ek net daardie ander beroep het, kan ek gou vir jou 2 minute, dis jou cue, 2 minute ontspanningsvideo stuur. Kyk gou net hoe dom raak ons baie keer. Speel hom asseblief. I don't see how a world that makes such wonderful things could be bad. Look at this stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl who has everything? She's got everything. I've got gadgets and gizmos aplenty. I've got who's its and what's its galore. You want thingamabobs? I got 20. But who cares? No big deal. I want more. I want to be where the people are. I want to see them dancing, walking around on those, what do you call them? Oh, feet. Flipping your fins, you don't get too far. Legs are required for jumping, dancing, strolling along down a, what's that word again? Street. Up where they walk, up where they run, up where they stay all day in the sun, wandering free. Wish I could be
part of that world. When's it my turn? Wouldn't I love to explore that shore up above? Out of the sea. Wish I could be part of that So wat het julle vandag by Harmonie gedoen? Nee, ons het Little Mermaid gekyk in die erediens. Dit is eintlik iets om oor te huil. En die Skepper, ons wonderlike Vader, kom en hy sê, daar's 'n plek in my teenwoordigheid wat ek wil hê moet inkom, wat jy moet geplant word, dat jy kan groei. Jy gaan op geen ander plek groei nie. Die Adam het nie op sy dag 'n GPS gehad en hom ingestel en gesê, waar is die tuin van Eden? Nee, God het die ruimte geskep. En vir Adam gevat en sê, hier, dis my teenwoordigheid. Dis waar ek wil hê jy moet wees. Wat het Adam gedoen? Vir die vyand geluister. Wat doen ons? Luister vir die vyand. Dit is regtig so vreemd dat dit so maklik is om geplant te wees, om wortel te skiet, en al die dinge wat vir ons eintlik geen ewigheidswaarde het. Dis maklik, dit kom letterlik van self. Jy moet net so 'n bietjie aandag daaraan gee, dit net so 'n bietjie geniet, dit gebeur van self. Jy kan jou eie voorbeeld in jou kop nou hê, dis moeiteloos, jy sal ure se tyd en geld en energie en alles wat jy het, sal jy daaraan spandeer, en is vir jou lekker, out of this world. En die dinge wat ewigheidswaarde het, dis moeilik. Dis nou ewe skielik baie moeilik. Net om kerk toe te kom, dis moeilik. Want ek moet nou aantrek en ek moet gaan stil sit. Julle sit daarom vir die halfuur wat ek praat. Ek nog 'n halfuur regop staan op. En ek is moeg. Ek is 'n bietjie moeg vanoggend. Ek weet, ek wil net gou met die manne praat, dis glad nie in my notas nie. Maar het dit al met jou gebeur, so 12 uur laasnag het dit met my gebeur. Higu, ek wou nog sê pappa, maar sy sê nooit pappa nie. Higu, ek hoor iets. En dan probeer ek slaap diep. Nou wil ek dieper slaap, want dit kan nou verbygaan. En dan nou, omdat jy nou die man van die huis is, die tweede keer moet jy nou maar seker opstaan. Ek hoor iets. Jy dink jy is die man van die huis, maar dalk is daar 'n ander man van die huis nou op die oomblik. Maar dit was daarom nie so nie. In die derde keer het ek nou al die ligte aangesit en ons het amper tee gemaak, maar daar was niks. Nou is ek bietjie moeg vanoggend. Die dinge wat ewigheidswaarde het. Soms is dit so moeilik om daarby vas te haak, om jou gees te voed, om al jou energie en al jou tyd en al jou aandag en alles daarvoor te gee. Ekskuus dat ek dit mooi plak, want ek wil groei. Ek wil geplant wees. Nou moet ek die besluit neem, die keuse maak, Here, ek wil in U geplant wees, in U teenwoordigheid. Ek wil meer van ewigheidswaarde goed hê en minder van dit wat nie waarde het. En nou dalk kan jy dit nou net vir my sê vanoggend. Ek moes dit nou hier insit want dis wie ek is. Dalk kan jy vir my sê, moet nou asseblief net nie praat oor kerkbywoning of dit as 'n voorbeeld gebruik nie, maar ek wil dit sê of ek wil jou dan vra. 7 dae 'n week, 168 ure, 24 ure 'n dag. As hierdie uur of 2 dan nou nie in jou planne in jou agenda is om tyd saam met die Here te spandeer in die huis van die Here saam met sy kinders, watter ander ure, watter ander spesiale tyd, watter ander afgesonderde tyd kies jy van om in die teenwoordigheid van God te wees, want as jy dit nie doen nie, is jy nie geplant in dit wat jy in glo en dit wat jy bely dat jy in glo, sodat jy kan wortel skiet, sodat jy kan groei en kan wees wie die Here jou wil hê nie. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil groei. Dis my hartsbegeerte om te groei, om dieper in God se genade en liefde en alles te leef sodat daar meer
van God in my lewe kan wees. Ek wil geplant wees in die huis van die Here. Ek wil geplant wees in sy koninkryk, sy heerlikheid. Die dag as ek 'n deurbraak nodig het, dat ek die naam van Jesus kan aanroep en ek weet hy's daar, hy hoor my, hy's by my. As ek 'n duiwel moet uitdryf, dat ek weet ek is in hom, ek is geplant, ek is gewortel in die Here en ek kan 'n duiwel uitdryf en ek kan vir die Here iets doen. Ek moet veg dat voeding vir my vlees my laagste prioriteit word. En ek moet veg dat voeding vir my gees, sodat ek kan groei, die hoogste prioriteit in my lewe word. Weet jy hoekom is die vyand so besig met ons, en ons kom dit nie eens agter nie, en hy sal enige iets doen, dat ons nie op ons knieë kom, en dat ons nie tyd in die woord van die Here spandeer nie, en dat ons nie tyd maak om ander mense te help nie, want die groeikrag daarin is te groot. Want dan gaan ons blom. En dan maak ons al die vyand se werke tot niet. As ons geplant is, as ons groei. Die meeste van, ek maak nou maar net 'n veralgemening, die meeste van u het seker nou al Netflix gekyk. Of Netflix by die huis. Nou goed, Netflix is mos nou maar 'n TV-kanaal met storieetjies op. En partykeer hier laat in die nag hou op 'n naweek sal ek ook daarvan hou om 'n storieetjie te kyk of 'n series te volg. Ek hou daarvan. En dan sit ek hom aan en is gewoonlik in deel 2 van hoeveel daar ook al is, dat Jehovah dan nou aan die slaap raak, want ek's 59, raak gou in die slaap. En dan weet ek teen die einde wanneer ek wakker skrik, is daar ewe skielik so stilte. Ek het geen idee waar ek is nie, en dan as ek nou alleen dalk by die huis of Rita werk, want sy werk altyd. En dan kyk ek vir daai skerm so en dan lyk die skerm so. Are you still watching? Ek weet nie eens wat ek kyk nie, maar ek gaan vir hom sê ja, kyk nog. Jy kan in die kerk wees, maar jy kan nie geplant wees. Jy kan in die kerkdienste bywoon, maar daar's niks groei in jou lewe. En dalk wil ek dit so 'n bietjie my eie harmonie Netflix maak. En vir jou vra is jy steeds hier, is jy steeds geplant as kind van God, skiet jy wortels by die Here. Wil jy groei, wil jy verskil vir hom maak? Ja, 1000-maal ja, daar gaan bewyse wees as jy vir jouself sê, ja, ek kies nog steeds God, ja, ek kies nog steeds sy kerk, daar gaan bewyse wees. Mense gaan sien in verlede week se preek, dat jy aan God behoort. Mense gaan God in jou leefstyl, in jou keuses, in jou woorde, in jou optrede, gaan hulle raak sien. Hulle gaan dit sien wanneer jy ander mense help. Ek hou van 'n vrugteboord. Toe ek jonk was, baie jonk was, het my pa 'n vrugteboord gehad en dan was dit nou ons 4 kinders se beurt so nou en dan om nat te lê. En dit was baie lekker om die tuin bietjie nat te maak, die vrugtebome nat te maak. En kan jy my net gou 'n sekond gee? My vinger het gegly, daar's hy. As jy nou so by een van daai perskebome of suurlemoenboom, whatever vrugteboom jy nou in jou kop het gaan staan, veral die een wat nou swaar dra, hy's vol vrugte. En jy sit jou oor so naby sy stam. Nou hoor jy niks. Daar's geen performance nie. As ek daai boom so kyk met al daai vrugte, dan wil ek amper dink hy gaan sê, ek's moeg. Ek het so hard gewerk. Mense gebruik my op, mense pluk van my, mense vat die hele tyd vir my, nie hoor dit nie. En daai boom wat Psalm 1 van praat, wat staan met die waterstrome, en hy's geplant, hy groei, sy wortels is diep en dis in die water en hy dra vrug. Hy floreer en hy blom, want hy's daar waar God hom gesit het. Psalm 92 sê die gelowige staan uit so palmbome. Jy moet my guns doen, as julle nou onthou en julle ry vanmiddag terug, ek het een keer jare gelede aan die begin gepreek oor die palmboom. Kyk bietjie hoe staan die palmbome uit. Kyk bietjie die noordelike voorstede. Jy moet regtig daarvoor kyk, hulle staan uit.
En dan dink jy aan die huis van die Here, en dan dink jy aan die kerk van God, en dan dink jy aan die tempels van God. Hulle staan uit 'n palmboom, hy vat wind, en het die wind hierdie seisoen gewaai? Hy het. Hy palmboom vat, hy kan daar langs die see staan, en hy buig, en hy raak amper met sy blare aan die grond, maar as alles verby is, dan staan hy maar weer regop. Daar het goed in 2025 gebeur, wat my kon doodmaak, wat my kon wegvat, wat jou kon wegvat, maar deur die storm, soos die palmbome van Libanon, staan ons, want ons is geplant, en ons groei, want ons is in God. Hier is die ding, mense sal hierdie preek hoor, en dan sê, goed, as jy geplant is, of mense sal daaroor preek, moet daar vrugte wees. As jy nou geplant is, moet ons nou die vrug van jou lewe ook sien. Ek het nou regtig 'n saadjie hierso. Ek wil net gou 'n bietjie 'n demonstrasie gee. So ek het baie goeie grond wat Rita vir my voorberei het in 'n potjie, en kan jy nou glo, ek kom selfs, hier is nou al daai goed wat in my kantoor gebeur. Kom met 'n saadjie, en nou moet julle dophou. Ek gaan hom plant. Hy's geplant. Net so 'n bietjie water ook, want water is belangrik, sien jy? Okay, nou is dit daai Facebook oomblik. Tada! Dis mooi, né? Nee. Ek kry gister 'n oproep van 'n vriend. Hy spreek regtig in my lewe in. En hy bid nog oor al die jare van die planting van hierdie gemeente af vir my. En hy het gister regtig diep woord met my gedeel. En ek het besef die Here is teenwoordig. Want baie keer, veral na 10 jaar, dan wil ou vir die Here vra, maar waar is die vrug? Miskien is dit regtig 10 jaar wat ons nog wortels skep, wat ons fondasie voorberei. Want daar's donker tye, daar's swaar tye. Niemand sien, ek sien nie vordering nie, ek sien niks gebeur nie. Ek spandeer tyd in die woord van die Here. Ek kom in sy teenwoordigheid, ek woon dienste by, ek's deel van 'n familie, maar en dan het jy Rassie se video nodig wat hy van gepraat het, wat agteraf gebeur dit, want die onder gebeur dit, het gaan eers diep af onder toe, en alles gebeur dan, hy sterf, en voordat dit gebeur, en voordat die oomblik kom, dat daar vrug in jou lewe is. Groei begin diep onder, dit begin in jou binnekamer, dit begin in jou kar, op pad werk toe, dit begin in daardie versigtiging voor God, want ek kan niks doen sonder U nie, ek wil in U teenwoordigheid wees, ek wil nie dom wees nie, ek wil geplant wees, ek wil groei. Met verloop van tyd, as ons wag, is daar 'n wortelstelsel wat gevorm word, lank voordat jou vrug dra seisoen begin. Hoor gou wat sê die woord in Genesis 8 vers 22, en dit sal vir altyd waar wees, sommer reg in die begin van die Bybel. Al die dae wat die aarde nog daar is, daar gaan altyd saaityd wees, vriende, daar gaan altyd oestyd wees, daar gaan altyd koue en dit is somer en winter, dag en nag, gaan nooit ophou nie. Sit sommer vir my die volgende slide ook op. Ek dink daar's 'n baie goeie rede dat die woord tyd gekoppel is aan saai en oes. Vriende, ek glo met my hele hart dat die Here groei vir Harmonie Gemeente, vir elke individu deel van die tempel van God. Weet jy nie, jy's 'n tempel, né? Kindertjies sing dit. En ek wil u so nooi om aan te teken, vas te besluit by die Here, niemand anders. Want ek wil groei. En ek wil vas staan in U. Weet jy wat, ek het net so 'n bietjie gaan kyk. Dit vat verskriklik lank vir goeders om te groei. Wys my gou die volgende slide asseblief. En daar's mense wat hierdie goed seker beter weet. Vir 'n appeltjie van saad tot vrug, voordat hy nou 'n Facebook post kan maak. 6 tot 10 jaar. Sommige die volgende een ook. Vir 'n perske, 3 tot 5 jaar. Voordat dit gebeur dat jy daar die sappige perske deur jou tande kan trek. 'n Peer vir ouma en oupa, 6 tot 10 jaar. Lemoene en suurlemoene, 6 tot 15 jaar. Cherries, 7 tot 10 jaar. Vye, 3 tot 5 jaar.
En dan my favourite, as ek daai sien ek 'n stukkie toast. 10 tot 15 jaar. My slotparagraaf, liewe gemeente, as ons hierdie jaar in diepte wil groei in God, is my hartsbegeerte, onthou ek het dit gesê die eerste 2 weke al, dat ons 'n gemeente is wat God gelukkig maak. Dan begin dit hier, om onsself weer bewustelik te plant. Jy moet dit bewustelik die keuse maak, ek wil geplant wees. Ek gaan my 3 sinne sê, dit groei nie as dit nie geplant is nie. Niks groei as dit nie geplant is nie, die orkes kan vir Lindy volg. Jy gaan nie groei as jy nie geplant is nie. En die plek om geplant te wees is in God se teenwoordigheid. Want dis wat Psalm 92 sê, by die Here, in die tempel, saam met hom, daar vind ek my krag, en in die voorhoewe van ons God blom ek. My voorhoewe is my so mooi, dit is 'n openbare ruimte. Almal kan sien, ons het nou nog gesing, almal kan sien, hoe groot is ons God. En hulle moet dit in ons lewe sien. Mag God ons help, dat ons hierdie jaar sal groei. 'n laaste gedagte, ek wil my preek prakties maak. Ek wil dit nou regtig prakties maak, so jou SMS'ie wat jy nou vir my gestuur het, en gesê het, Mariaan, dat die preek geskiet wortel, het ook nou in my hart wortel geskiet. Ek wil hierdie preek prakties maak. Elkeen wat hier sit, kry nou vandag 'n pakkie met sonneblomsaad. Kan, Jean, kan jou spanne asseblief begin uitdeel? Maar jy moet nou mooi luister, terwyl daar nou beweging is. Elkeen met 'n pakkie saad huis toe vat. En hierdie saad, hierdie is nou nie voeltjie saad wat ek gaan koop het nie, hierdie is nou die boer se sonneblomsaad. Jy moet hierdie nou gaan plant, ergens in 'n goeie plekkie, wat jy nou sê, ek het gehoor wat Psalm 92 sê, ek wil dit prakties demonstreer, ek gaan my sonneblomme plant. En dan, 'n sonneblom se tydperk is so 3 maande of langer, ons gaan nou met mekaar praat, en die wat nou op sosiale media is, gaan nou 'n fotootjie post van waar jou sonneblompie staan, en wanneer hierdie sonneblomme nou mooi in blom is, en ons verstaan dat hierdie gemeente moet groei, en ons gaan geplant wees, en ons gaan wortels skiet, daardie Sondag hou ons 'n lofdiens, en almal kom met hulle sonneblomme kerk toe. Koop julle in? OK, fantasties. Kan ek, ja, dis 'n baie mooi gedagte. Ek wil gou iets baie diep met u deel. Vir my is dit baie diep, ek's amper sê ek's vlak. Nee, dis baie diep vir my. Gistermiddag in my finale voorbereiding, toe my vriend bel, wat oor my lewe spreek, wel uiteindelik goed geprofeteer oor Harmonie Gemeente, het ek 'n oomblik gehad wat die klats toe nou totaal en al gly. Eben weet absoluut niks van waarmee ek besig is, waarmee Harmonie besig is, en hy is aan die ander kant van die foon, en hy sê vir my, Hugo, luister nou baie mooi, jy moet hoor wat die Here vir jou sê. Die saad wat jy môre uitdeel, het julle gaan soek, is dit die regte saad? Want julle gaan groei. Daar skop iemand die emmer. Julle gaan groei. En al voel 10 jaar lank vir wat julle tot hier gedoen het, die groei gaan begin en julle gaan die vrede. Ek stop om, ek sê, Eben, wag. As jy nog nooit besef het dat jy by God hoor en deur sy gees gelei word nie, Eben, ek het saad gesoek, ek deel regtig. Hy sê ek praat simbolies, ek sê nee, ek deel regtig môre saad uit. Die Heilige Gees het my totaal en al uitgebal met daai. En selfs in sy sinne wat sê, sorg dat dit die regte saad is. Ons het nie voeltjie saad gaan koop nie, ons het gaan soek na regte sonneblomsaad wat 'n boer sal plant. Vriende, as ons glo dat God ons gaan laat groei, en jy moet my baie mooi verstaan,
Ek love dit as die kerk vol is. Ek hou daarvan as hy oorloop dat hier nie genoeg plek is nie, maar dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor hoeveel is gewortel, geplant in Christus, wil groei, wil soos hy leef, wil hom tevrede stel, wil hom gelukkig maak. Dis waar die groei lê. As mense God van nader leer ken, dieper leer ken, hom volg in 'n verhouding leef wat alles in hulle lewe wys dat hulle behoort aan God. En hulle wys ander na God en hulle leef verander. Mag die Here ons help om te groei. Ons gaan 'n wonderlike lied ten slotte saam sing. Ek wil saam speel. So die datum van ons sonneblomoggend sal aangekondig word. Sal jy asseblief die saadjies gaan plant in goeie grond. En vir die eerste ouetjies wat kop uitsteek, stuur asseblief 'n foto dat ek dit met die gemeente kan deel. Kom ons staan en dan sing ons heerlik saam. Liewe vriende, so ernstige boodskap eintlik. Mag ons kies om geplant te wees. Want God roep ons daarvoor, vir sy koninkryk. En hy skep die ruimte. So mag ons God in wonderlike hemelse Vader met U wees. Sy wonderlike Heilige Gees saam met U gaan. Vrede van ons Koning Jesus. Dis my gebed vir U, U gaan in vrede. Amen.